dit is die einde van die jaar. Maar in die einde van die jaar, hier in Suid-Afrika, as jy dalk op 'n ander gebied bly, sal dit bietjie anders te wees by jou. Maar hier by ons is dit feestyd. Dis vakansietyd, dis liggies, dis presente, dis kuiers, dis al die lekker dinge. Maar die vraag is, wat gaan vir my en vir jou beïnvloed hierdie jaar? Al hierdie lekker goed waarvan ek genoem het, of die een oor wie alles gaan. Jy sien, die disippels was 'n lang tyd saam met Jesus, en hy het so groot invloed in hulle lewens gehad, dat die disippels, soos hy gepraat, geklink het, geloop het, gedoen het. En voor die kruisiging vra 'n persoon vir Petrus of hy nie ook een van hulle is nie. En hoor wat gebeur hierso in Matteus 26 vers 69 tot 74. Petrus het nog steeds buite in die binnehof gesit. 'n Diensmeisie kom toe nader en sê, jy was mos ook saam met Jesus die Galileër. Hy het dit egter voor almal ontken. Ek weet nie waarvan jy praat nie, het hy verklaar. Later toe hy op pad was na die uitgang, sien 'n ander diensmeisie hom raak en sê vir die omstanders, hierdie man was ook saam met Jesus van Nasaret. Weer het hy dit ontken, hierdie keer met 'n eed. Ek ken hierdie man glad nie. Nog 'n rukkie later kom sê die wat daar rond staan vir Petrus, jy's definitief een van hulle, jou aksent verklap jou. Daarop Petrus hewig begin vloek en gesê, ek sweer vir God, ek ken hierdie man hoegenaamd nie. Onmiddellik het die haan begin kraai. Skielik het Jesus se woorde deur Petrus se gedagtes geflits. Voordat die haan kraai, sal jy 3 maal ontken dat jy my disipel is. Daarop het hy buitentoe gegaan en hartstogtelik gehuil. Dit was so duidelik dat Petrus aan Jesus uitverkoop was, dat hy self soos Jesus geklink het. Die mense het in sy aksent agtergekom dat hy soos Jesus klink. Nou, wat gaan my en jou tolk hierdie feestyd wees? Na wie gaan ons klink? Gaan ons klink na die wêreldse gepraat van hierdie feestyd, die presente, die liggies, die vakansie, die kuiers, of gaan ons tolk wees oor Jesus Christus, die een wat ons na hierdie aarde toe gekom het, om vir ons 'n verlosser te wees, wat ons verlos van ons sondes en hierdie goed wat ons so vasgehou en wat ons verwyder het van God.